Wat is die nuwe plan wat op die tafel is? Ek sien geen nuwe plan nie, behalwe Orania. En wat baie keer gebeur is, daardie mense wat vir ons werk, kan so oud soos ons oupas en oumas wees, maar hulle werk vir ons in die tuin en hulle werk vir ons in die kombuis en maak ons badkamers skoon. So met ander woorde, hierdie kwessie van Afrikaner arbeid gaan nie oor my politieke meerderheidsbesetting per se eerste nie. Nee. Dit is 'n vraag oor die heerlikheid van God. Die Here het ons nie geroep om vir ander volke te sorg nie. Dit klink amper onchristelik wat jy nou sê. Die mense wat die grond bewerk is die mense wat die grond gaan bewoon. Kan ons iets soos 'n Afrikaner ekonomie bedink? Is dit nie bietjie hoogmoedig van jou nie? Maar vir een volk om te glo dat hy ander volke se voog is, hulle op 'n pad moet begelei van ontwikkeling, tot hulle 'n beskaafdheidsvlak bereik het, waarin ons dan uiteindelik oordeel hulle kan onafhanklik wees. So daar sê die hoogmoed. Dis uiters hoogmoedig. Jeremia 51 sê iets waarmee ons baie erns moet maak. Die nasies het gearbei vir vuur en vir niks. Ons verhoudinge met ander volke moet verhoudinge van geregtigheid wees, want jy kan nooit vry wees sonder geregtigheid. Die ou boere het dit so goed verstaan. Hulle het vryheid en geregtigheid was 'n Siamese tweeling gewees. Om die Here in vryheid en geregtigheid te dien, se moed. As 'n mens regtig lief is vir iemand, praat jy die waarheid. Kan ons nie swyg. Ek glo ons volk is waarskynlik in die grootste bestaanskrisis nog ooit. Ek dink is 'n groter bestaanskrisis as post-Tweede Vryheidsoorlog. Is dit nie dan mensliker om te sê kom ons wag nou maar eers 'n bietjie? Ons het nie meer tyd om te wag nie.